Goeienaand, ek hoop dit gaan goed met jou. In die maand van Julie het ons getuienisse gedeel en het ek julle stories gedeel wat mense met my gedeel het en daar's nog so 'n paar stories oor, maar vanaand wil ek 'n storie deel van 'n Annabel dogter. Nou as jy nie weet wat Annabel is nie, dis 'n projek wat ons in die dorp het vir die laaste 14 jaar wat ons minder bevoorregte dogters help met 'n badkamerpakkie elke maand. En ek onthou dit was die tweede jaar van Annabel se bestaan, het ons eerste matriekafskeid vir dogters gedoen wat ons dogters gehelp het. En ons het 'n meisie in die gemeente gehad wat hierdie twee dogters wat ons gehad het, gehelp het om vir hulle rokke te design en vir hulle rokke te maak. En ja, dit was so special. En ons het mense in die gemeenskap gehad wat gehelp het met naels en hare en alles wat 'n meisie voorwens vir matriekafskeid. Maar soos ek die twee dogters gaan oplaai, is daar altyd 'n derde maatjie wat saam beweeg. En eendag toe vra ek vir hom, maar is haar goedjies alles reg vir matriekafskeid? En sy sê toe nee, sy gaan nie. En ek sê van nee, my mens kan nie na die matriekafskeid toe gaan nie. Ek glo 'n mens moet na die matriekafskeid toe gaan. Dis soos jou, sonder om depressief te klink, maar dis jou begrafnis van hoërskool. Jy moet gaan afsluit vir dit wat jy daar gedoen het vir die laaste paar jare. En julle is so 2 dae voor die matriekafskeid en hierdie kind sê ja, die rede hoekom sy nie kan gaan nie is net bloot omdat daar nie geld is nie. En sy was nie 'n Annabel dogter nie. Ek het nie besef sy is 'n dogter met behoefte nie. Want sy het net nooit gekla nie. Sy het nooit gewys dat sy behoeftig is nie. En in daai moment dink ek net ek kan nie laat hierdie dogter nie haar matriekafskeid bywoon nie. En ek het 'n paar oproepe gemaak en die mense in die gemeenskap het net bymekaar gekom en julle in 2 dae se tyd het ons vir daai dogter 'n rok gehad. Ons het vir haar naels laat doen, haar hare laat doen, skoene. Ek het selfs in 'n winkeltjie ingestap hier hier by Pick n Pay en daar was 'n handsakkies en ek het geweet dis iets wat sy ook sal van hou. Ek het daai dag geleer dis 'n clutch bag in Engels. En terwyl ek daar na die goedjies kyk, staan daar 'n vrou en sy sê ek sal vir jou een koop, vir wie is dit? En ek kon nie glo dat sommer hierdie vreemde vrou besluit sy koop vir my 'n handsakkie vir hierdie matriekafskeid vir hierdie dogter wat gedink het sy gaan nie gaan nie. En amazingly lyk sy daai aand asof sy deur die ring getrek kan word reg vir matriekafskeid. En al wat ek deur hierdie hele storie besef het is people need people. Ons het mense nodig om mekaar te help. En daai dag het ek besef wat se gemeenskap hier in Ermelo is en vir die laaste 14 jaar kan ek dit net sien hoe ons gemeenskap mense help. En ek weet dis reg oor Suid-Afrika so, reg oor die wêreld is daar mense wat bereid is om te help. Maar ek wil vanaand sommer net bemoedig, kyk waar kan jy help? Kyk waar is daar behoefte en help, want jy is deel van iemand se storie. Die Here gebruik jou dalk om iemand se droom, iemand se storie waar te maak. Ek hoop jy het 'n lekker aand.